Goeiemôre en baie welkom by Dinsdag. Dit is so lekker dat jy vanoggend saam met ons inskakel. Ek wil jou vra, wil jy nie vandag hierdie boodskap met iemand deel wat dit moet hoor nie? Nou, ons is besig om te gesels oor Jesus het kom wys hoe. Gister het ons gesien dat God jou gekies het vir goeie werke en 'n spesifieke doel. Vandag gaan ons die konsep van vrug bietjie beter begin verstaan, wat dit beteken, hoe dit in jou lewe manifesteer en waarom dit belangrik is vir God se heerlikheid op aarde. Nou, ons is in Johannes 15 hierdie week en Jesus kom en hy sê die volgende: Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Hier sien ons dat ons vrug nie van onsself kom nie. Jesus maak dit baie duidelik vir sy disippels, maar dat dit afhanklik is van 'n lewende verbintenis met Jesus. Die tak dra vrug omdat dit in die wingerdstok bly. En Jesus gebruik die beeld van die wingerdstok om 'n diep waarheid oor ons geestelike lewe te kom verduidelik. Die Vader is die wingerdhouer. Jesus is die stok en ons is die takkies. Die tak self kan nie vrug dra nie. Dit is die lewe wat dit vanaf die stok ontvang wat vrug moontlik maak. En die vrug waarna Jesus verwys is nie die vrug van die Gees soos wat ons sien in Galasiërs 5 nie. Dit is die konkrete goeie werke wat ons, en hierdie is baie belangrik, in gehoorsaamheid aan God doen. Ons mense help, ons sy woord deel, ander se lewens seën. Die vlak van jou vrug is nie 'n toets van jou redding nie, maar dit weerspieël hoe jy jou lewe in gehoorsaamheid aan God uitleef. Ons gaan later in die week se oordeenking tyd saam kyk na die 4 vlakke van vrug en hoe God met ons elkeen werk waar ons is. Vandag wil ek vir jou sê, Jesus se uitnodiging is eerste, ons moet in hom bly, sodat jou vrug kan bly en groei. So vandag kan jy reflekteer oor jou eie lewe. Hoeveel vrug dra jy? Onthou, dit kom nie uit jou eie krag nie, maar uit jou verbintenis, uit jou verhouding, uit jou liefde vir Jesus. En jy is aangestel om goeie werke te doen, wat ewig waardevol is, en God se heerlikheid openbaar. Jy gaan in die volgende paar weke hierdie teks dalk baie hoor, aangesien dit die kernteks van ons reeks is, maar familie Johannes 15 vers 8 sê vir ons die volgende: Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Wanneer jy in Jesus bly, word jou vrug 'n manier waarop God se heerlikheid in die wêreld geopenbaar word. 'n Lewe vol goeie werke, nie vir jou eer nie, maar vir sy wil en sy koninkryk. So familie, ek wil saam met jou bid vandag. Here, vandag word ons bewus van hierdie vers, Here, Johannes 15 vers 8, Here, wat vir ons duidelik kom lei en vir ons kom sê dat ons lewens moet vrug dra. Here, ons lewens moet 'n lewe weerspieël van u heerlikheid hier op aarde. En ek kom bid, Here, dat u vir ons sal kom openbaar die plekke in ons lewens waar dit nie tans gebeur nie. Here, kom openbaar dit op so 'n manier dat ons sal weet en ervaar presies die veranderinge wat ons in ons lewens moet bring, sodat ons maksimum vrug kan oplewer. Dis my gebed vandag in Jesus naam. Amen. Familie, dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Ek sien jou weer môre. Lekker dag.